As ons het vinnig in die eerste les net deur gewone 3 terme gegaan. We factorized normal trinomials, if I can put it that way, waar die koëffisiënt van x kwadraat deurlopend 1 was. So in die vorige les was hierdie 2 wat voor die x staan. Ek gaan hom vir jou highlight, of ten minste my laser pointer gebruik. Maar in die vorige les was daar elke keer 'n 1 gewees. There was nothing there, which obviously means there was an invisible 1. But now, we have a highest common factor. So jou eerste stap gaan ons altyd wees, kan jy die grootste gemene faktor identifiseer? What is the highest common factor for this trinomial, vir hierdie 3 terme, die 3 term? 2. 2 is iets wat deurlopend as 'n faktor gesien kan word. Wat kom in my hakkie? So now you divide every term by 2. Jy moet ons nou elke term met 2 gaan deel. Want jy haal dan nou die 2 uit. So wat word die tweede term? En die derde term? Plus 8. Nou moet ons verder factoriseer, but we have a trinomial, which means we will probably factorize the trinomial as the product of 2 binomials. Wat beteken, jy gaan dit as die produk van 2 binome gaan factoriseer. 3 terms becomes 2 terms in 2 different brackets. Dit is wat ons wil doen. Hoe doen ons dit? Ons begin met die, okay, nie meer die 16 nie, die 8. The factorized one, die gefaktoriseerde enetjie. Nou sal jy sien, ek het daar vir jou gesê, both brackets, same sign. So wat ek nou net ook met julle oor gepraat het, is dat indien jou laaste term positief is, en dit is, if you have a positive last term, then both of your brackets will either have a plus or a minus. Okay? Kom ons dink aan die faktore van 8. What times what gives you 8? Dis maklik. 1 maal 8. But what about negative 1 times negative 8? Gaan dit ook vir jou positief 8 gee? Okay? 2 maal 4 of minus 2 maal minus 4. Ons moet nou besluit tussen daai 4 opsies, en daar is 4 opsies. There are 4 options. Which option is the viable option? Dink aan wat jy probeer bereik. You are really trying to get negative 6 when we add them. Ons wil uitkom by minus 6 as ons hulle by mekaar gaan tel. Nou bly net gou, so stay on the same page. Kyk gou hierso. As ek gaan sê 1 plus 8, dan het ek 9, dis nie wat ek wil hê nie. Not an option. 2 plus 4, 6. Nie 'n opsie nie. Okay? Hoekom nie 6 nie? Want ek soek minus 6. Nie plus 6 nie. Kom ons gaan aan. Wat van die blou of regterkant blou? Minus 1 plus minus 8. If I add them, it gives me negative 9. I don't want negative 9. I want negative 6. Minus 6, minus 4. Uiteindelik. Minus 6. How does this help me? Because now I know that the 2 brackets will contain a negative 2 and a negative 4. En almal sê, juffrou, nou verstaan ek. Kan jy sien? Ek wil vir julle ietsie wys. Can you see that if you were to multiply, onthou julle vir FOIL, firsts, outers, inners, lasts. As ek die laaste 2 gaan maal met mekaar, minus 2 maal minus 4, wat kry ek? Positief 8, so ek weet ek het dit reg gedoen. Ja, maar ons gaan nou nie uitmaal nie, ek wil net vir julle wys dat 'n minus maal 'n minus gee vir jou 'n plus. Volgende voorbeeld, we are just adding onto the scaffold. Stap 1. Het jy 'n grootste gemene faktor? En indien wel, wat is dit? 5. So ons gaan heel eerste die grootste gemene faktor uithaal. We start off by
factorizing out the highest common factor, which is 5. Wat bly oor in my hakkie? Jy deel elkeen van hierdie 3 terme met 5. Divide all of them by 5. Okay. Ek gaan nou my pink perspen uithaal. Okay, kom ons kyk gou hier. Onthou julle by die vorige voorbeeld in pers, toe sê ek vir jou, as jou laaste term positief is, wat verwag ons vir die hakkies? Dieselfde teken. So either both brackets will have a plus or both brackets will have a minus. That's the first thing. Wat beteken dat wanneer jy kyk na die faktore van van 20, wat maal wat gee vir jou 20? So dit is of 1 maal 20 of minus 1 maal minus 20. 2 maal 10, ek weet, of minus 2 maal minus 10. 4 maal 5 of minus 4 maal minus 5. Those are the 6 different options that we have. Watter een van daai faktore, as ons hulle by mekaar tel, gaan vir my minus 9 gee? Ines. Minus 4, minus 5. Kyk hoe lekker is dit. Minus 4, minus 5 gee vir my minus 9. Jy's klaar. Minus 4, minus 5. Sien julle dit? Is dit moeilik? Nee. Laaste ene. Wat is ons gemeene faktor? 2. Deel alles deur 2. Nou kom ons by ietsie anders uit. My laaste term is negatief, which means I need opposite signs in my bracket. Daai minus 9 sê vir jou, the one bracket will have a plus and the other bracket will have a minus. Die een hakkie het 'n plus, die ander hakkie het 'n minus. Faktore van 9, factor pairs of 9, that gives you negative 9, so dis 1 maal minus 9, of minus 1 maal 9. Of 3 maal minus 3. Kan jy sien hoe ek verskillende tekens het? Watter van hierdie kombinasies, as ek hulle by mekaar tel, gaan vir my minus 8 gee? So dit beteken ek het 'n minus 9 en 'n plus 1. If I add them together, 1 minus 9 gee vir my minus 8, dan is ek klaar.